Goeiemôre, vandag is Saterdag die 7de Junie 2025. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel. 0720202615. In Genesis 37 begin die storie van Josef. En Josef, ons almal ken sy storie. Hy het guns gehad by God, hy het hierdie drome gehad en natuurlik het hy guns gehad by sy pa, by Jakob. Jakob was natuurlik die vader van die 12 seuns, insluitend Josef. Nou, Josef se ouer broers was nie baie gehoorsaam nie. Hulle het dinge gedoen wat stout was. En omdat hulle gesien het ook dat Josef guns het by hulle pa, en hy hierdie drome het, was hulle afgunstig en jaloers, en hulle het hom later verkoop as 'n slaaf aan 'n Egiptenaar. En daardie Egiptenaar het gewerk vir die koningshuis van Egipte. Hy het gewerk vir Potifar. En so het Josef opgeëindig in die huis van Potifar, die koningshuis, en Potifar het gesien, maar Josef het guns by God en dat hy is voorspoedig in alles wat hy doen. En natuurlik het hy van werk gegee en Potifar se vrou het natuurlik probeer met Josef en Josef het losgeruk en so het Josef in die tronk beland, want die storie het eintlik anderstes omgelyk. Hy was onskuldig beskuldig en het onskuldiglik in die tronk beland. Kan jy jouself dink, as ek of jy onskuldig in die tronk beland, hoe gaan ons gemoed voel? Ons was almal al iewers in ons lewe beskuldig oor iets dalk wat ons nie gedoen het nie. Toe ons kinders was, het ons dalk 'n ouer broer of 'n suster wat ons beskuldig het van iets wat ons nie gedoen het nie, net omdat hulle dit dalk gedoen het en hulle die skuld op iemand anders wou plaas. Ons weet hoe dit voel om onskuldig te wees, maar aangekyk te word asof ons skuldig is. En hier is Josef in die tronk en sy gemoed moet sekerlik af wees. Maar hy bly vertrou op God, hy bly glo, want onthou hy het hierdie drome gehad as 'n jong man of 'n kind, en daai drome stap saam met hom. So hy weet, daar is guns by hom van God af, daar is 'n roeping op sy lewe, daar is iets wat hy moet doen, en hy het aangehou glo. En ons almal het al drome gehad, maar soms vergeet ons van die drome, want ons kyk die hele tyd vas in hierdie gevangenskap waarin ons betrokke is, hierdie onskuldige beskuldiging, die verwerping, en ons vergeet van ons drome. Maar Josef, God het sy lewe vooruit beplan, net soos met my en joune. Maar ons kyk meestal net vas in hierdie tronkmure waar ons vasgevang is, en ons vergeet van God se roeping op ons lewe. En so verklaar Josef 2 manne se drome in die tronk, en dit gebeur presies soos wat hy vir hulle gesê het, en hulle vergeet van hom. Hy het vir hulle gesê, onthou my as julle teruggaan, onthou my, onthou dat ek julle gehelp het, maar hulle vergeet van hom, en hy bly nog in die tronk. Daar moet sy gemoed nog verder afgaan, want hy het iemand guns gedoen, maar hulle vergeet van hom. En ons doen ook baie keer guns aan iemand, ons help baie keer iemand, maar dis asof daar geen dankbaarheid daarvoor is nie. Dit is asof hulle net vergeet daarvan, dis asof het nooit gebeur het nie. En dit laat ons gemoed ook afvoel. Maar ons moet onthou, daar is 'n roeping op ons lewe. Ons moet ophou kyk in hierdie mure, ons moet ophou kyk in hierdie tronkdeure, ons moet ophou kyk in die geval waarin ons verkeer, en ons moet begin kyk na God, en ons moet begin besef, daar's 'n roeping op jou lewe, op my lewe, en ons moet kyk na daai drome wat God ons gegee het, ons moet kyk na daai woord wat God ons gegee het, ons moet kyk op daai bevel wat God ons gegee het, en ons moet begin intree vir dit, ons moet begin God aanroep in waarheid, in krag, in liefde, omdat ons weet dat God moet ons alles wees. Hy moet ons gedagte wees, hy moet ons hartpunt wees, hy moet alles wees, hy moet ons krag wees. Ons moet hom lief hê met ons hele siel, hele krag,
julle verstand, julle hart, alles in ons. En Josef het toe uiteindelik uit die tronk uitgekom toe hy Farao se drome uitlê. En hy het guns gekry by Farao. En hy het die tweede hoogste posisie behels in Egipte. En as jy gaan kyk wat dit beteken van 'n tronkman, 'n man wat soos 'n dief gekyk word, behandel word in die tronk, na die hoogste posisie, werkende posisie onder Farao in die hele Egipte. En hy moet seker maak dat selfs die volke rondom Egipte kos moet kry, want daar kom 'n verskriklike kostekorte. Wat kan God nie in enigiemand se lewe doen nie? As ons hom vertrou, as ons ophou kyk na die situasie, as ons ophou kyk na die tronk, mure en deure, as ons beginne besef en opkyk na God en sê, God, hier is ek, my Vader, help my, bring my uit hierdie tronk uit, bring my uit hierdie gevangenskap uit waarin ek verkeer, hierdie gevangenskap wat my gedagtes dryf na die verkeerde rigting, hierdie gevangenskap wat my gedagtes dryf na weg van U af, Vader, dat ek nie vasgekeer voel in die situasie waarin ek is nie, maar dat ek sal opkyk en weet, daar is sterre aan die hemel, as U dit kan verlos, kan U selfs my verlos, in my situasie. Kom ons bid saam. Vader, ons is dankbaar vir hierdie dag. Vader, help ons, laat ons nie in die tronkmure vaskyk nie. Help ons, laat ons nie in hierdie geval vaskyk waarin ons is nie, hierdie toestand waarin ons is nie, maar dat ons sal besef dat daar is 'n roeping op ons elkeen se lewe en dat U sal genees, U sal volbring wat U beloof het, U sal dit deurtrek as ons opkyk na U, as ons beginne vertrou op U, Vader. Vader, ons weet, U woord sê, U sal ons losmaak. En vandag vra ons, Vader, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat U sal losmaak, dat U sal deurbring die belofte van die woord, die belofte van die roeping, die drome wat U ons elkeen gegee het. Vader, laat ons nie vaskyk in die situasie nie, dat ons nie vaskyk in die duisternis wat rondom ons is nie, maar dat ons die lig sal sien en verlos word deur wat U geroep het voor. Vader, vandag is die dag wat ek losmaak, wat my vashou, wat my terughou, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Wanneer jy jou Bybel lees, is daar krag in. Daar gebeur iets in jou gemoed. Dis asof jy net versterk word. Dis asof daar dinge gesien word deur jou oë, nuwe dinge, nuwe drome, nuwe gebeurtenisse. Want die Heilige Gees praat baie meer met ons wanneer ons Bybels lees. Groete.